vanmôre in die naam bo alle name, die naam van Koning Jesus. Vroeger het ons gesing, Jesus is die naam van my Here en my vriend. Jesus is die naam wat verlossing bied. In sy naam is krag. Oorwinning dag na dag en nou kom die beste. Daardie naam verslaan elke vyandsmag. Loof die Here. Ek weet dat U is opgewonde oor die bokke wat gister gewen het, maar ek is opgewonde oor die Here. So kom ons gee vir die Here 'n goeie. Is ek alleen opgewonde in die plek van Is daar nog mense wat opgewonde is? Prys sy naam, dan is ek toch op die regte plek. Wonderlik, baie welkom ook van my kant af. So bly jy vanmôre hier, dat jy gekies het om hier vanmôre die Here te aanbid. En ek staan en dink, aanbidding hou nie op, wanneer die musiek ophou nie. Aanbidding gaan aan. En sou dit nie wonderlik wees, as ons vanmôre die Gees van die Here sou toelaat, om net aan te gaan, en te werk soos hy wil, deur wie hy wil, met wie hy wil, hoe hy wil, en ons hou net aan om te sing, Holy, Holy is the Lord God Almighty, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Prys die Here. Ek wil graag vanoggend vir U bedien met 'n woord wat al lank in my hart lê, en dit is nogal 'n woord wat mense nie graag oor praat nie, en hulle wil ook nie graag dit hoor nie. Nou ek wil nou net vanoggend sê, please don't shoot the messenger. I'm just the messenger. So ontvang dit. Pastor Ludwig het, ek het gewonder gisteraan terwyl ek bid. Wie van u onthou dat Pastor Ludwig 2 maande of so gelede hier gewees het, en waaroor hy gepraat het, wie kan sê? Hy het gepraat oor die hel. Is ek reg? Okay. En dit het vir my net weer besef dat dit is 'n ernstige saak. En hy het 'n bietjie net aan die erns daarvan geraak. En ek hoop ek kan vanmôre deur die genade van die Here iets aanhak by dit en iets by u tuis bring vanoggend, iets om ernstig oor te gaan nadink. Ek sê weer, I am just a messenger. Vader, ons sê vir U baie dankie vir 'n geleentheid. Ons sê dankie vir 'n plek van aanbidding, waar U in gees en in waarheid gedien, geëer, geprys en aanbid kan word. En ons verklaar vanmôre dat U is die Here in beheer. En ek dank U vanmôre, Here, dat U elke persoon, dat U U hand op elkeen sal lê, dat U krag en U salwing vanmôre mense se lewens sal aanraak, om nooit weer dieselfde te wees nie. Dat ons ook net weer bewus sal wees van die ernstige tyd waarin ons leef. En dat U verheerlik mag word. Daar's 'n skrifvers wat sê hemel en aarde sal verbygaan. Die gras sal verdor, blomme sal afval, maar die woord van God sal vir altyd bly staan. En dit is U woord wat ons aan die einde van tyd gaan oordeel. Here, U woord het vanmôre die hoogste gesag in hierdie plek. En ons onderwerp onsself aan U. En ek verklaar, Jesus is die Here van die plek. Neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid. In die magtige naam van Jesus
en weet dat jy al die lof, al die eer en al die prys kry. Amen. Ek wil baie graag ietsie aan u verduidelik. Verskoon asseblief. En ek gaan in 'n oomblik se tyd, 'n kort oomblik van hier gaan ek Johan vra om dit vir ons op die skerm te sit. Daar is nie vanmôre tyd om oor hierdie hele aspek van dit wat ek vanmôre wil noem. Daar is nie genoeg tyd vandag om dit net in een preek te noem nie. Maar dat jy net 'n begrip sal kry, want baie mense verkeer onder verkeerde inligting. Voordat Johan dit opsit, wil ek vir u vra, gaan ons in die groot verdrukking wees? Die pastore wat hier is mag nie antwoord nie. Gaan ons in die groot verdrukking wees? Hande op, wie sê ja? Uitgevang. Goed. My volgende vraag wat ek wil vra is, ons wat vanmôre hier sit, gaan ons voor die wit troon staan? Wie sê ja? Hande op. Pastoor Beryl, gaan ons voor die wit troon oordeel staan? Pastoor Peer, help ons. Pastoor Peer sê nee. So ek staar by die nee kant. Ek het niks vir jou. Ek gaan nie voor die wit troon staan nie. Maar ek gaan vir jou sê, waar gaan ons staan en dan gaan ek probeer om dit na die beste van my vermoë te verduidelik. Maar as julle dan nou, daar hierdie nie aangewakker is om te sê, pastoor, verduidelik ons meer. Wat gaan die einde van tyd in die boek van Openbaring gebeur nie, sodat ons reg sal weet, gaan ons in die verdrukking wees of gaan ons nie? Nee, ons gaan nie in die groot verdrukking wees nie. Ek sê, ons praat oor dit en iemand sê, pastoor Beryl, glo dit vir my, iemand sê vir my, ons kry nou finansiëel so swaar, maar ons is nou in die groot verdrukking. Ek dink jy het nog niks gesien. Johan, sal jy vir ons asseblief die sketsie kan wys? Ok, ek gaan dit net in kort, baie kort. Daar is verskillende dispensasies, reg van voor dit van Abraham alreeds, né? Ons kan dit verduidelik wanneer ons Bybelskool hou. Hier is ons nou in die kerkbedeling. Hier was Jesus nou gekruisig gewees, sterwe en is opgevaar en ons lewe nou in die tyd van die kerkdispensasie. Nie meer baie lank van hier gaan die wegraping plaasvind. Is jy met my? En die pastore, as ek verkeerd praat, staan op en sê, wow, stop, sy weet ook nie. Ek weet nie altyd alles nie, hoor. So die eerste wonderlike gebeurtenis, wat nou gaan gebeur, waarvoor ons in afwagting is, dat die bassein sal blaas, Jesus tegemoet op die wolke, en ons gaan saam met Jesus daar in die hemel, voor die regterstoel van Christus wees, wat verskil van die wit troon. Julle sien daar, julle die prentjie. So hier is ons, wanneer bassein geblaas het, almal wie se lewe met Jesus reg is, gaan saam, en ons gaan aan die bruilof van die lam sit vir hoe lank? Ek hoor nie? 7 jaar. En in daai 7 jaar wat ons bloedgewaste kinders van God weg is, dan op die aarde gaan die 7 jaar verdrukking dan plaasvind. Na die 7 jaar verdrukking, kom Jesus met ons, jy ken die gedeelte voete op die Olyfberg. Dan kom die 1000-jarige vrederyk. Dan word Satan in daardie tyd, word hy gebind vir 1000 jaar om in daardie bodemlose put te wees. En dan word hy vir 'n klein tydjie losgelaat, nog weer mense te verlei. En dan kom die oordeel, die wittroon oordeel, is vir Satan en al sy trawante en elke man en vrou wat nooit Jesus Christus op aarde aangeneem het nie. Ons is nie daar nie, ons is daar. So, 'n bloedgewaste kind, is ek reg, pastoor Peer, gaan nie voor die wit troon staan voor die oordeel nie, en daarvandaan gaan almal na die poel van vuur of die hel, soos wat ons dit beter ken. Nou, op die oomblik
is daar niemand of niks in die hel nie. Het jy dit geweet? Die doderyk is daar, ja, maar die hel, die poel van vuur, is voorberei vir Satan en sy bose trawante, wat vir ons so baie moeilikheid en goed besorg het, maar ons as bloedgewaste kinders gaan nie geoordeel word nie. Wel voor die regterstoel van Christus gaan ons verskyn en ons gaan beloning ontvang, ja, reg, gaan lees jou Bybel. As ek jou nie nou in die Bybel lees kry nie, dan weet ek nie wanneer nie. Maar wat jy ook al wil, wat jy ook al doen in die lewe, ek wil vanmôre dit sê, jy wil regtig nie in die hel beland as gevolg van 'n ongehoorsame en 'n onverskillige lewe hier op aarde nie. Jy wil regtig nie. In die wêreld sê mense maklik, man, gaan hel toe. Hulle weet nie wat hulle sê nie. Hulle het nie 'n begrip van wat dit uiteindelik gaan wees nie, maar dit is 'n ernstige saak. Ek wil vanmôre sê, dit is 'n tyd wat ons ernstig oor dit moet nadink. Jesus self het gepraat oor die erns van die saak, en niemand weet meer en niemand het meer gepraat in die woord oor die hel as Jesus en oor die, ek dink hy het meer inteendeel oor die hel gepraat as oor die hemel. En ek het skrif in Lukas 16 vers 19 tot 31 wat ek graag met u wil deel. En ons sal sien dat Jesus self is daar aan die woord, Lukas 16 vers 19 tot 31. Dit is 'n gelykenis. Nou 'n gelykenis is stories wat Jesus vertel het wat met die alledaagse betrekking gehad het, sodat sy disippels dit goed kon verstaan. So, hy sê daar, en daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. As dit verkeerd met vrolik en weelderig lewe nie, maar jy Jesus ken. En dan was daar 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. Wat 'n toestand. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel afval. En ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe, en hy is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, toe sien hy Abraham van ver af verskoon en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig, stuur vir Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en net my tong kan kom verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord en sê, kind, onthou jy jou goeie dinge in jou lewe wat jy ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is ook nie kan oorkom na ons nie. En hy sê, ek bid u dan Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Sjoe! En toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord en hy sê, nee Vader Abraham, as iemand uit die dode uit na hulle toe sal gaan, dan sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode uit opstaan. Tot sover vir nou. Hier was 'n gelykenis wat Jesus gedeel het, ja, maar steeds, dit is iets om ernstig oor na te dink. Dit
to hell. Ons sê sterkte vir pastoor Leanne, sy is op pad by 'n ander bediening te gaan bedien vanoggend en ons vertrou dat die Here haar ook daar sal seën en gebruik. En ek sê weer, you really don't want to go to hell. Jy wil regtig nie aan die einde van tyd op daardie plek opland nie. En ek sien Lazarus die bedelaar, hy het gesterf en hy is onmiddellik, sê die woord, deur engele weggedra. Nou ek het al gesê, ek sien partykeer as ek dinge lees en ervaar, dan sien ek dit in prentjies. So in my geestesoog sien ek weet nie hoeveel engele nie, 2, 4, 6, 10, hoeveel nie, maar ek sien net, toe daardie Lazarus sy asem uitblaas, toe kom die engele en hulle ontvang sy gees en hulle dra dit weg na 'n plek van heerlikheid. Is dit nie awesome nie? En die belangrike punt wat ek wil maak is, Lazarus, die bedelaar, hy het nie hemel toe gegaan omdat hy arm was nie. En die ryk man het ook nie in die plek van smarte beland omdat hy ryk was nie. Die arme man is hemel toe omdat hy God geken het. Omdat hy God lief gehad het, omdat hy God gedien het na die beste van sy vermoë, ten spyte van sy omstandighede, heel hartig. Daarom is hy weggedra. Die ryk man was gestuur na 'n plek van smarte. En daar is niks verkeerd om ryk te wees as jy die Here dien nie, maar hy is weggestuur na 'n plek van smarte, omdat hy in sy lewenstyd nooit God gedien het of geëer het nie. Dalk het hy gesit aan sy tafel en gedink, ek sal later, miskien wanneer ek nog meer geld het, dan sal ek, wanneer ek 'n bietjie ouer is, ek nooit 'n kans gehad nie. Dis die verskonings wat ons in ons bedieningsjare hoor. Ongelukkig, in die tyd waarin ons lewe, baie mense wil mos sê, dat daar is nie 'n hel nie. Baie mense glo dit, maar daar is vir hulle ek wil nie sê, dit is nie 'n verrassing nie, dit is 'n ontmaskering. Maar dan is daar ook 'n sekere groep gelowige mense, wat glo daar is nie 'n hemel nie. Van my familie, daar is van hulle wat glo, die hemel is in jou kop. Het jy dit al gehoor? Ongelukkig, in die tyd waarin ons lewe, ek wil vir die sê, dis 'n werklikheid, en ons moet begin dink daaroor, en ek sê mense, hou nie daarvan om dit te hoor nie, maar dieselfde Bybel, wat profeties aangekondig het, om te sê, kyk, 'n maagd gaan swanger word, en sy gaan 'n seun baar, en hulle moet hom Jesus noem, dis dieselfde woord, en dit is hy, wat die volk van hulle sonde gaan verlos, is dieselfde Bybel, wat ook profeties aangekondig het, in die boek van Openbaring, dat daar gaan 'n anti-kris opstaan, en die platform is reeds gereed, hoor wat ek sê vanmôre, die platform is reeds gereed, dieselfde Bybelboek wat dit profeties aangekondig het, om te sê, daar gaan 'n anti-kris opstaan, wat 'n magtige impak op wêreldstelsels gaan hê, wat praat oor die merk van die dier, wat die wêreld sal beheer, mense sal nie kan koop of kan verkoop sonder die 666 merk nie, en wie weet, dalk word dit al reeds geadministreer, verskoon. Dalk word dit al reeds geadministreer deur AI, Artificial Intelligence, wat nou al in elk geval alles van jou af weet. Dis my Milia 3 vers 3. Hierdie gelykenis wat ons in Lukas gelees het, is deur dieselfde redder Jesus Christus, wat gedeel het van die boek van Openbaring, wat sien, hy is die begin en hy is die volëinder van ons geloof. Dit is dieselfde Jesus wat ons geleer het. Daar is lewe na hierdie lewe. Ons lewe hou nie hier op nie. Of dit is 'n lewe in die hemel by God, of dit is 'n lewe in die ewige verderf, die hel. Ons kies. Hoor mooi, ons kies waar ons wil wees. Maar ek wil vanmôre vir u weer sê, geliefdes, wat jy ook al doen, of wat jy ook al kies, jy wil regtig nie hel
gaan nie. Wat erger is as die vuur, erger is as die geween en die geknars van die tande, waarvan die woord praat. Die ergste sal wees, dat jy vir ewig en vir altyd van God en sy teenwoordigheid en sy liefde en sy genade en sy heerlikheid af losgesny sal wees. Ons het net 2 weke gelede gehoor oor God se vaderhart en sy liefde. Daar's net nou 'n geleentheid vir dit. En eers wanneer jy in daardie plek beland het, aan die einde van tyd, sê ek weer, daar gaan nooit, ooit weer 'n kans wees om terug te draai, om by God uit te kom nie. Ons het gelees, as jy daar is, het die woord gesê in die gelykenis, daar's 'n onbrugbare kloof wat jou skei van die heerlike teenwoordigheid van God. Nou wil ek vra, wil mense regtig in so 'n plek van smarte opland? En die ergste, wat ek dink kan wees, is dat dalk jou man, as jy onverskillig gelewe het, en jy het daar opgeland in daai plek, dalk jou man, jou vrou, jou kinders, jou familie, jou vriende, saam met jou, en dat jy hulle saam daar sien smarte ly, om dalk as gevolg van jou leefstyl, omdat jy nooit Jesus gekies het, en 'n voorbeeld aan hulle gestel het, om 'n aan God welgevallige lewe te lei nie, as gevolg van my lewe, en my optrede, dat ek sal sien, daar is mense in die ewige verderf, die wat daar opland. Hoe verskriklik sal dit wees om te dink. Hulle is daar, omdat hulle in jou voetstappe gevolg het. Hulle is daar, omdat jy die voorbeeld gestel het, en hulle het jou gevolg. Ag, is maar oké. Ons God is genadig. Sy genade is genoeg, maar dit gaan ophou. Daar gaan 'n dag kom, wat die genade deur gaan toemaak. Ons het baie interessante, so gaan ons by taal, 'n interessante garage deur. Hy klap so toe. En hy werk nie met hierdie, dit is die remote, wat hom werk. So, wanneer het nou gereën het, en hy is nou daar bo vas, dan moet ek letterlik hang, met al 2 hande aan die handvatseltjie, om hom net so 'n rukkie te gee, dat hy kan afgaan. Maar elke aand, wanneer ek daai deur toemaak, snaaks genoeg, dan dink ek, daar gaan 'n dag kom, waar die genade deur, vir eens en vir altyd toegemaak gaan word. Hoe verskriklik sal dit nie wees nie. Maar pastoor, ek gaan kerk toe. Ek sê, bly vir jou dat jy gaan kerk toe. Maar ons het nodig om in 'n verhouding met God te staan. Ons het nodig, daar is 'n vereiste om die hel vry te spring. En ek gaan vir jou nou sê, ek wil graag, kan ons Openbaring 20 vers 11 net gou opkry. Hy sê, dit het ek vir nou gewys, dit is nou aan die einde, net voor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. So daar gaan 'n dag wees, that judgment is ordered, en 'n hele bevolking, 'n hele nasie, wat God verwerp het, gaan voor die wit troon staan. Maar ek sê vanmôre, halleluja, ek weet net, ek gaan nie daar wees nie, en u wat waarlik wedergebore is, in Jesus Christus, u lewe het, u gaan nie daar wees nie. Halleluja, kom ons gee die Here 'n handklap. Dat Jesus is ons redder, hy is ons verlosser, halleluja, en die woord sê, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus Christus die Here is, en ek wil vanmôre dit onomwonde verklaar, as for me and my house, we are going to serve God until the very end. Halleluja, verseker, gaan ek, my familie, my vriende, my geliefdes, my gemeente, nie na die verderf lei nie, nee, ek gaan hulle
hom saamneem. Daarom moet ons ophou om geheime agente te wees en ons liggies net laat skyn hier op 'n Sondag, maar ons werk is om uit te gaan, ons werk is om buitekant toe te gaan vertel dat Jesus red, gaan vertel die storie van sy koms en sy glorie, gaan vertel dat Jesus red. Die volk is stil vandag. Ek het aan die begin gesê, jy wil regtig nie hel toe gaan nie. Ek wil nie my familie daar sien nie. Maar ek wil ook vir jou sê, jy wil regtig eerder hemel toe gaan, maar is ons keuse. Ek sê weer, net u en u alleen kan kies watter pad gaan jy vat. Vroeger jare het hulle gesing on the Jericho Road. There is room for just two, Jesus and you. Openbaring 21 vers 4. En dit is wat gaan gebeur. Halleluja! En God sal die trane van hulle oë afvee. Daar sal geen dood meer wees nie. Daar sal nie droefheid of geween of moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge, die ou dinge wil ek sê, het verby gegaan. Sien, wanneer ons by God in die hemel aankom, sal hy al die trane van ons oë afdroog. Daar sal nooit weer dood wees nie. Daar sal geen geweld wees nie. Daar sal geen pyn wees nie. Die engel sê, behold, I make all things new. Gee dit jou nie 'n lus en 'n begeerte om by so 'n plek te kom nie. Moenie vergeet vanmôre nie. Nou en hier moet ons weet, ons is op pad na 'n ewigheid en ons kies nou reeds hier watter pad by ons eindbestemming sal uitbring. En ek sê weer, hell is real, but so heaven is real too. Halleluja! Die woord sê, God sal elke traan van ons oog afdroog. En hy gaan alles weer nuut maak. Ek weet, daardie tyd, toe my kind so skielik en onverwags gesterf het, en nie baie lang daarna nie, my man, het ek ook vrae gehad, want ek is mens. Here, hoekom? Here, hoekom? En dan dink ek by myself, onthou, ek is mens, en dink ek, wanneer ek by Jesus kom, dan gaan ek vir hom vra, hoekom my kind? Hoekom my man? Ek wil vir jou vanmôre sê, wanneer ons by Jesus kom, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Wanneer ons by Jesus kom, gaan dit nie meer saak maak nie, want sy heerlikheid gaan alles oortref. Ja, die woord sê, hy sal elke traan van ons oog afdroog. En hy maak alles nuut. Sou jy nie vanmôre in jou gees wil opstaan en sê, Vader God, ek kies Jesus, ek kies om hemel toe te gaan. Ek het jy gesê, my familie glo van hulle, dat hemel is in jou kop. Waar is hemel? Waar is hemel? Hemel is waar Jesus is. Waar Jesus is, dis hemel daar. Jimmy Swaggart sing, I'm on my way to heaven, and the journey gets sweeter every day. Walking with Jesus, talking with Jesus, all along the way. And can you hear it? My soul gets so happy, and it shouts and it sings night and day, because I'm on my way to heaven. Accept here, I'm on my way to heaven. I'm on my way to heaven, and the journey gets sweeter every day. Want sal ek vir my steer, en sal ek ontroer raak oor die vyand, wat baie keer hy kom blaas in my nek, en van my wil steel, en my wil ontstel, en my wil seermaak. So what? I'm on my way to heaven, and the journey gets sweeter every day.
maak nie saak nie. Daar sal nie angs wees nie, nie depressie nie egskeidings of gebroke huise nie. Daar sal nie meer ontvoerings wees nie. Daar sal nie meer prostitusie van onskuldige kinders wees nie. Ek sê dit reg uit vanmôre, daar gaan nie meer sex trafficking wees nie. En vir julle wat gewonder het, dit gebeur in ons eie dorp. Geen sonde ooit weer nie. Pastoor, hoekom praat jy oor hierdie goed vandag? Want dit is aan die orde van die dag. Dit is die goed wat aangaan, wat baie mense maar net, they turn a blind eye. Ag, is mos nie my kind nie so. En die hemel is daar waar Jesus is. En ek wil daar wees waar Jesus is iets om na uit te sien. En jy kan dit maak, ek wil vir jou sê, jy kan dit maak, as jy hier en nou, jou lewe 100% in orde kry met die Here. Die woord sê in Openbaring 21:27, hy sê, net die mense, wie se name in die boek van die lewe geskryf is, laat ek net rephrase, die wie se name nie in die boek van die lewe geskryf is nie, hulle gaan dit nie maak nie. Ons moet nou weet, ons name is opgeskryf in die boek van die lewe. En ek wil jou opgewonde maak, om Jesus te kies is die moeite werd. Om die pad agter Jesus aan te loop, is die moeite werd. Daar is iets beter in die hemel vir u en vir my. Wat God in gees en waarheid opreg dien. Ek het verlede week gesê, ons moet ophou om 'n tweespore te loop, nee. Ek dink dit het 'n indruk gemaak op mense, want baie mense het in die week van dit gepraat. Ek het gesê, dat my voete loop na Wellington, maar ek gaan Woester toe. Ons moet ophou om te dink op twee gedagtes. Ons moet nou Jesus kies. Jy kan nie met een voet in die wêreld staan, en die ander voet by die Here wees nie. Kies Jesus, want dit is die moeite werd. Laat jou naam in die boek van die lewe van die Lam opgeskryf word. Want as jou naam daarop geteken is, kan niemand dit weer uitwis nie. Daar is iets beters. Hoekom sê ek vanmôre so? Heel moontlik as gevolg van jou, as jy 'n opregte lewe in Christus Jesus gelei het, die pad agter Jesus gevolg het, sy navolger was van begin tot eind, dat daar sal mense gewees wat in jou voetstappe gevolg het. Kan mense jou nou navolg omdat jy 'n navolger van Jesus is? Amen. Kan mense Jesus in jou lewe sien? Ek het verlede week gesê, wat sien ons uit na die buitekant toe? Weet jy wat gaan so wonderlik wees? Dat ons aan die einde van tyd, wanneer ons by die regterstoel, by die wegraping en by die bruiloft van die Lam, gaan ons beloning ontvang. En lees in Korintiërs. Jy gaan 'n beloning ontvang, maar daar gaan hulle wees, wat so gaan wees, ek het dit net gemaak. Ek wil dit nie maar net maak, ek wil boots en al wil ek kom en sê, Jesus, het sê, ja, en dat jy nie stap het achter my aan, al was daar moeilike tye, jy het vastgehou aan my naam, jy het my naam nooit verloor nie, jy het uitgestaan, hier is jou beloning. Een van ons pastoor-kollegas wat nou al na Jesus toe is, hy was 'n sielewenner by uitstek, en hy het altyd gesê, wanneer ons nou by Jesus is, en ons sien, hier kom so 'n groot kroon aangestap, en 2 voetjies hieronder, dan moet ons weet, dit is Henry, want hy was 'n sielewenner. Daar's 'n beloning vir sielewenner. Sielewenner. Geen wonder, daar's 'n skrifgedeelte in Matteus 18 vers 1 tot 11, jy kan by die huis gaan lees, wat sê, ons moet ons kinders kyk. Ons moet ons kinders opvoed in die weë van die Here. Ons moet hulle nie verhinder nie. Ons moet nie skade doen aan ons kinders, en wat die woord sê, dan is dit beter vir jou om 'n meelsteen om jou nek te hang en in die diepte van die see gewerk te word. Ek wil vanmôre vir sê, julle wat kinders het, julle wat klein kinders het, vat hulle so dikwels na die huis van die Here. Vertel hulle van Jesus. Voed hulle, in die weë van die Here op. Wees vir hulle 'n voorbeeld, sodat hulle in jou voetstappe agter Jesus
ewige verderf, waar daar nooit ooit weer genade sal wees nie, weg van God se teenwoordigheid af, of is ons op pad na die ewige lewe saam met Jesus Christus? Saam klaar. Deuteronomium 30 vers 19. Hy sê, ek neem dan vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe, kom ons sê dis hemel, en die dood, kom ons sê dis hel. Die seën en die vloek het ek jou voorgehou, en hy sê, kies dan die lewe, sodat jy kan lewe. Kies, en ek wil vanmorgen sê, kies nou. Moet nie nog huis toe gaan nie, kies nou die lewe, sodat jy en jou nageslag, dis jou kinders, en hulle kleinkinders, die Here kan dien, deur die Here jou God lief te hê, en na sy stem te luister en hom aan te hang. Ons almal laat voetspoor na, het sy of dit hel toe is, en het sy of dit hemel toe is. Wat een pad is ek? Daar is niks beter as om jouself en jou familie hemelwaarts te vat nie. Dan moet jy vandag besluit maak om jou leefstyl, om jou houdings en jou keuses te verander en na God toe te draai. Want ek sê weer, tyd is besig om uit te loop. En wanneer man en vrou en kinders en familie sien, jy volg Jesus en jy lewe 'n lewe in Christus, kan ek jou waarborg, hulle gaan volg, hulle gaan kom, want ek dink dis Handelinge 16 vers 31 wat sê, glo jy in die Here Jesus Christus en jy en jou hele huisgesin sal gered word. Sê die woord, is ons volmaak hier? Nee. Ons fouteer, ja, maar ons bely en ons laat staan. Maak nie saak, jy kom week na week uit vir gebed. Just keep coming to Jesus. Just keep coming to Jesus. Moenie lewe vir hier en vir net nou nie, maar lewe vir aan die einde van die reis om by Jesus op te land. Ek sê dit en mense wil dit nie hoor nie, maar gaan praat met die Here daaroor. Hell is no joke. Lukas 16:23 het ons gelees, die ryk man het gesê, hy smarte daar in die doderyk, hy verkeer in pyn. Nou ek wil net iets met die deel, uit die apokryfe geskrif, en ja, voordat julle, ek het sê, don't shoot the messenger, die apokryfe geskrifte, ek weet, dit is nie gesaghebend nie, en ek weet dat die vroeë kerk het wel dit nie in ons Bybel ingesluit nie, omdat dit nie voldoen het aan die streng kriteria van die vroeë kerk nie. Maar as interessante goed wat 'n mens kan lees, en as dit nou vir jou by die Here kan uitbring, so why not? Daar is 'n openbaring van Petrus. Ek het nie vanoggend die tyd om alles uit te lê nie, wat hy gehad het ook van die hel. Hy het daar waargeneem dat laster en leuns, dis aan die orde van die dag hier. Hy sê hy het gesien mense hang aan hulle tonge oor 'n onuitblusselike vuur. Hy het gesien daar's mense wat onsedelikheid en oorspel dryf het. Dis aan die orde van die dag. Dit gebeur in ons dorp. Daar was 'n straf vir dit. Moord en wreedheid is aan die orde van die dag. So kan ek aangaan. Aborsie, wat ook al, as jy dit nie bely het nie, daar was 'n straf vir dit, gedurende 4, onophoudelik. Ek sê weer, hell is no joke. Sit 'n bietjie en dink ernstig. Is jy seker dat jy weet, jou sonde is vergewe? En jy het jou hart en jou lewe onvoorwaardelik vir Jesus gegee. Inteendeel aan die ander kant, die hemel, is 'n liedjie wat sê daar is 'n plek van sielerus, naby die hart van God, onbeskryflike skoonheid, lig
Die enigste beligting wat daar gaan wees, is Jesus Christus. Hy sal die lig wees, wat skyn, en alles uitskyn en oorskyn. It's the city where the lamp is the light. It's the city where there cometh no night. En by die tyd moet jy so opgewonde gewees het, dat jy in jou stoel opgestaan het. I've got a mansion over there, free from thorns and care. And I'm telling you this morning, I'm going to the city where the lamp is the light. Hallelujah. Verheerlik en uitgaan. Wow. Perfecte liggame. Blank spier met klere aan. Liggame wat straal soos die son. Want ons gaan wees soos Jesus. Wow! Ons sukkel om 2 liedjies hier te sing. Ewige lofprysing. Dan sal die verlostes terugkeer uit Sion en hulle sal sing voor die Here en ewige vreugde sal op hulle hoofde wees. Is dit nie iets om vanmôre na uit te sien nie? Is dit nie going to the city where the Lamb of God is the light. Ewige lofprysing. Nie net 15 minute in die kerk op 'n Sondagoggend nie. Dit gaan aan en dit gaan aan. What a day that will be. When my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. As ek nou baie keer gesê, as julle kyk na my, dan moet julle net sien, dit is een stuk genade, op genade, op genade, en dat Jesus laag gebuig het, om hierdie vrou in Gansbaai, 40 jaar gelede, op te tel, te was in sy bloed, haar sondes wat so baie was, te vergewe, sodat sy vanmôre kan staan om te sê, gaan net saam met my, gaan net saam met my, op die reis na Jesus. Wil ons nie eerder op so 'n pad wees nie? Wat pad kies jy vanoggend? Ek sê ek het regtig nie tyd om baie detail te kon share nie, maar jy het nou 'n goeie begrip. Ons een geleentheid, Adrius het ons bietjie sal speel, is dit nie? Ons het net een geleentheid om ons hart en ons lewe met God reg te kry. Ek kan nie op Sondag 'n kerkengel wees en op Maandag 'n huisduiwel nie. En elke keer sê ek is jammer, Here. God soek 'n onverdeelde hart. Dit was vir my skokkend. Wie was verlede Sondag hier? Dit was vir my skokkend geweest. Ek het julle 'n bietjie uitgevang, want ek het die uitnodiging anders gemaak as altyd. Jy vra altyd as jy jou hart nie met die Here reg is nie, dan steek jy jou hand op, maar ek het dit 'n bietjie anders gedoen en ek het gesê, as jou hart reg is met die Here, steek op jou hand. Ek kan met my 2 hande tel hoeveel hande het opgegaan. En ek kan vir julle sê wat 'n persentasie het gebly sit toe die uitnodiging gekom het. Dalk is dit jou laaste kans vandag. Want môre is nie gewaarborg nie. Dat ek nog môre hier gaan wees, is nie seker nie. Ons het een kans en dit is nou. Jy vanmôre vir my sê, ek is by die Here, maar my voet hak so en ek gly uit. Dit hoort nie so nie. Wat vir my geld vir u, want ons lewe op die standaard van die woord. As jou lewe vanmôre nie reg is met die Here nie, het jy 'n geleentheid. Jy kies vanoggend. Ek het aan jou voorgehou. Dit wat vorentoe lê. Ek het voorgehou
Die woord sê, kies die lewe. Op watter pad is u vanmôre? Kom ons maak ons oë toe. Ek maak seker dat my lewe elke dag met Jesus reg is. En baie keer, party oggende, moet ek ook maar van voor af weer tot bekering kom. Maar my saak is reg met die Here. Maar miskien sit iemand vanmôre. En ek wil hê maar asseblief moenie rondkyk nie, dit is persoonlik. Kyk na jou eie lewe. Wanneer kyk na die een wat langs jou sit of voor jou sit en sê, ja, daai een doen dit. Dis nou jy en Jesus. Kan jy vanmôre sê, ek weet verseker, aan die einde van die tyd, gaan ek Jesus, die een wat ek lief gehad het, tot die einde toe. Ek gaan hom sien. As jy vanmôre hier sit en sê, ek wil graag, maar ek is nie seker nie, dan wil ons saam met jou bid, en ons wil jou help dat jy 100% seker is. Hierdie dag en hierdie datum is opgeteken in die boeke, in die hemelse boeke wat sê, onthou jy, daardie dag was daar 'n geleentheid. Maak nie saak wat jy gefouteer het nie, maak nie saak hoe ver jy geval het nie, daar is vanmôre geleentheid. As jy nie seker is nie, ons gaan jou help om seker te wees. Maar is daar enige iemand, oë gesluit, niemand kyk rond nie, enige iemand wat 'n hand wil opsteek om te sê, Here, my lewe is nie reg met u nie, en as u nou kom, gaan ek nie saam nie. Is daar hande wat kan opgaan voor die Here? Niemand kyk rond nie. Baie dankie, daar is 'n hand. Daar gaan nog hande op. Baie dankie, u kan dit nou laat sak. Vir die laaste keer gaan ek sê, Here, ek kan soveel beter doen vir u. Ek gee nie my beste nie. Met Jesus is dit alles of niks. As daar sulke mense is wat wil hand opsteek om te sê, ek doen nie my bes vir Jesus nie. Wil jy jou hand vir die Here opsteek? Oë is gesluit, niemand kyk rond nie, dit is persoonlik. En 'n laaste keer, 'n uitnodiging. Jy vanmôre vir my sê, Here, my saak is reg met God. My lewe is reg met die Here. Wil jy jou hand vir die Here opsteek? As Jesus nou kom, gaan ek saam. Dankie, baie dankie vir die hande, kan ek dat sak. Terwyl die oë gesluit is, en ek wil vra dat ons ushers hier na ons bidkamer sal beweeg, wil ek jou uitnooi, dat ons mense saam met jou bid. Halleluja! Here, ek bid dat U elke een van ons getrou sal hou, tot daardie dag aanbreek, wanneer die bassein sal blaas, en ons saam met U skielike wolke weggevoer sal word, Here, om saam met U wees vir altyd en vir ewig, maar dat ons lewens hier en nou sal inrig, om God altyd weer tevrede te stel, te lewe binne die bladsye van die woord, en dat ons gefokus sal bly op Jesus, ons leidsman en volleinder van die geloof, in Jesus naam. Amen. Amen. Jesus, have my heart, my will, my soul. Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my